Goeiemôre geliefdes. Vanmôre staan ons stil by die bekende deel van Lukas 8. Jesus maak die storm stil en terwille van die tyd lees ons net Lukas 8 vers 25. En hy sê vir hulle: "Waar is julle geloof?" Maar hulle was bang en verwonderd en het vir mekaar gesê: "Wie is hy tog dat hy selfs die winde en die water gebied en hulle hom gehoorsaam is?" Dis die woord van die Here. Salig is die wat dit hoor. Geliefdes, reg deur die geskiedenis, tydens die Anglo-Boereoorlog, die Groot Depressie en selfs in die onlangse krisisse, sien ons hoe mense met geloof in Jesus se majesteit staande bly. Tydens die Anglo-Boereoorlog het vroue in die konsentrasiekampe die woorde van Psalm 27 gesing. Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Hulle kan dit alleen sing omdat hulle geweet het, die koning van die heelal hou hulle vas. Daardie geloof in sy majesteit was hulle bron van hoop. En dit kan ook ons in wees, in ons beproewinge. Geliefdes, dis slegs deur geloof in die Here Jesus dat ons op hom kan vertrou in tye van beproewinge en aanvegtinge. Ons sien hierdie geloof in sy majesteit ook in die skrif, soos ons dan kry ook in Lukas 8. Geliefdes, hierdie Jesus wat ons verlede keer gesien het, die evangelie is ook vol majesteit. Die feit dat hy in vrede lê en slaap, sê ons reeds dat daar nie rede vir kommer was nie. Jesus gebruik egter hierdie geleentheid om iets van hom te openbaar. En daarom gryp hy in, bestraf die wind en die watergolwe. Onmiddellik na die bestraffing bedaar die wind en die water soos 'n spieël word dit weer. Ek kan my voorstel dat 'n absolute stilte sou heers na Jesus se bestraffing en die vraag wat hy gevra het. En dan met bewende verwondering kom daar saggies onder die disippels die vraag uit: Wie is hy? Mense sou dink die disippels sou vreugdevol wees, van opgewondenheid spring. Dit is egter nie die geval nie. Hulle besef nou, hulle is in die teenwoordigheid van iemand wat groter as die storm self is. En dit bring 'n ander soort vrees by hulle op. Wie is saam met hulle in die boot? Hy is geen blote mens nie. Die vrees wat die disippels nou gehad het, was een van verwondering. Hulle besef hulle is in die teenwoordigheid van iemand nog meer skrikwekkend as die storm. Hy is onbeskryflik. Hierdie man bestraf die storm en het gehoorsaam hom. Wie is hy? Hulle kyk nou anders na Jesus as voorheen. Hy is nie meer net hulle geestelike leier nie, hy is meer as dit, hy is anders, hy is hoër, hy is heiliger, hy is self God. Hulle was in die teenwoordigheid van die Allerheiligste. Hulle staan in die teenwoordigheid van die een vol majesteit. Omdat hy vol majesteit is, moes hulle op hom vertrou. Maar hulle geloof wankel. Die lewe is vol aanvegtinge, geliefdes. Dalk was jy in 'n motorongeluk waar die motor gerol het. Waar was jou vertroue in daardie oomblikke gewees? Jesus sê nêrens dat sy gelowige kinders sulke aanvegtinge gaan vryspring nie. Inteendeel sê hy in 1 Korintiërs 10: Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Ja, al hoe ons deur hierdie moeilike tye kan kom, is om vas te hou aan sy majesteit. Dit moet ons in verwondering laat. Dit mag nie ongesien by ons verbygaan nie. Hy openbaar sy majesteit in jou lewe wanneer hy ons teen die aanvegting beskerm. Die wat die volle majesteit van Jesus as die seun van God omhels, bewe met verwondering. Dit wek geloof by hulle in hom op en versterk hulle vertroue. Amen. Kom ons bid saam. Heilig is die Vader, heilig is die Seun, heilig is die Gees. Here, dankie dat U ons nooit alleen los nie.
Dankie dat Christus deur die Gees by ons is in daardie aanvegtinge wat ons daagliks moet deurmaak. Help dat ons nooit vergeet Christus se majesteit strek oor die ganste skepping nie, en so ook oor ons probleme. Ons bid dit alles alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen.